Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, die wat my ken, sal weet dat ek is 'n groot fan van jazzmusiek. Soveel so dat toe ek 19 was ek was vir 4 jaar of so was ek in Houston gewees toe ek 19 was en ek het die punt daarvan gemaak om 'n vliegkaartjie te koop en vir 'n week in New Orleans te gaan spandeer. Om letterlik van jazzclub tot jazzclub te gaan en om shrimp baguettes te eet. Dis wat hulle in New Orleans, dis die awesomeste ding, 'n shrimp baguette op so 'n lang Franse brood. En as jy daarso is in New Orleans, die area waar al die clubs en die art galleries is, noem hulle the French Quarter, en die bekendste jazzclub daar is die naam van the Preservation Hall. Dis die oudste club in 'n jazzclub in New Orleans. En so jy stap in hierdie gebou in en ons geen meubels nie. Jy letterlik sit op so 'n ou houtvloer en dan daar in die hoek voor jou is daar 'n jazzband. Jy weet dit net soos in die movies, hulle het sulke swart broeke aan, wit hemp met 'n swart das en 'n swart hoed en hulle speel daar spesifiek Dixieland jazz, wat die oorspronklike genre van jazz is. En ek onthou nog daai eerste aand wat ek daar gesit het en ek dink ek was terug na daai spesifieke plek weer. Maar elke aand daarso is amper soos hulle groot lied wat hulle gespeel het, was die ou bekende lied When the Saints Go Marching In. Weet nie of jy daai lied ken nie, dis die klassiek liedjie net. Ta 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 is great, maar laat ek nie nou te veel aangaan met dit nie. Die punt is hulle speel daai lied en daai is 'n bekende lied, nie net in die wêreld van jazz nie, maar in Americana. Dit is wat hulle noem 'n black spiritual song. So dit is oorspronklik en ek neem aan jy is bewus daarvan, maar daai ou bekende lied is oorspronklik is dit 'n Christen gesang. En so die woorde gaan en sê when the saints go marching in, I want to be that number. En so in Afrikaans, wat daai lied sê is, wanneer die heiliges, want dit is wat saints beteken, wanneer die heiliges eendag die nuwe Jerusalem gaan betree, wil ek onder hulle getel word. En dit is wat daai lied sing. Wat dit belangrik dan en noodsaaklik maak vir ons vriende en vir enige iemand wat daai begeerte het om in die nuwe Jerusalem, een van daardie heiliges te wees wat die koninkryk van God is, dan belangrik om te sê, maar wie is die heiliges dan? En vriende, hier is dit belangrik vir jou en vir my om duidelik te wees wat die Bybel sê aangaande wie die heiliges is. Want die Bybel gebruik die beskrywing van 'n groep mense as heilige op 2 maniere wat verwant is aan mekaar. Die eerste ding is, sê die Bybel, is dat die heiliges is daardie mense wat hulle geloof in Jesus geplaas het. Daardie mense wat spesifiek vertrou in dit wat Jesus se kruisdood bewerkstellig, se bloed reinig, het hulle reeds geheilig. Jesus se bloed het hulle afgesonder sodat hulle nou 'n mense is wat reeds aan hom behoort en dat hulle 'n mense sal wees wat dan vir hom lewe. En dit is dan die tweede manier, daai laaste sin vir hom sal lewe, wat dan die tweede manier is wat die Nuwe Testament dan hierdie idee gebruik van wie die heiliges is. Die heiliges is daardie mense wat reeds danksy Jesus hulle status, dit is reeds waar van hulle, dit is iets wat God gedoen het, hulle geheilig, maar die heiliges is dan 'n mense wat aan die hand van daardie realiteit in hierdie lewe, soos hulle lewe, in die groot en die klein dinge van elke dag, dan hulle heiligheid vergestel, wat dit wat God hulle reeds gemaak het, naamlik heilig, dan uitlewe in die alledaagse dinge van hulle lewens. En vriende, dit is juis hier dan waar daar soveel onduidelikheid en ek dink ook selfs oneenheid is onder ons as die moderne Christene. Sodra jy begin praat oor heiligheid, dan is ons baie keer 'n bietjie de mekaar, ons weet daai is 'n belangrike konsep en idee, maar Christene verskil baie keer oor, maar wat presies is dit, hoe lyk dit, hoe kom dit tot stand, hoekom is dit so belangrik? En dit is wat ons vandag oor saam wil gesels in hierdie gedeelte, vriende, in Titus hoofstuk 2. Soos Dewald reeds vroeër genoem het, is ons besig met hierdie reeks getiteld Die Gemeenskap van die Heiliges. Nou ons fokus in hierdie reeks op die idee van gemeenskap, dat kerk is in sy essens gemeenskap. En ons het hierdie term gevat uit die apostoliese geloofsbelijdenis wat sê, ek glo in die gemeenskap van die heiliges.
Nou wat ons vandag op wil fokus is juist dit, vriende. Ons wil vandag fokus op die Bybelse waarheid dat die gemeenskap van die heiliges is inderdaad 'n heilige gemeenskap. Net ons het nodig om dit vir mekaar te sê, die gemeenskap van die heiliges is inderdaad 'n heilige gemeenskap. En dit is wat ons op wil fokus vandag. Dit, vriende, is die fokus van die boek van Titus. Amazing kort boek, en ek wil jou regtig aanspoor om in jou eie persoonlike stilte tyd deur die boek van Titus te werk. Die boek Titus gaan juis hier oor. Paulus skryf hierdie brief aan Titus. Titus op daardie stadium soos die herder van hierdie klein gemeente op hierdie klein Griekse eiland wat hulle Krete noem. En in daardie tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, was Krete 'n onsaglike goddelose plek gewees. Saam met my op die skerm. En sien raak saam op die skerm wat Paulus reg aan die begin in Titus hoofstuk 1, as jy jou Bybel byderhand het, sal jy daar kan sien, maar in Titus hoofstuk 1 vers 12 tot 13 sê. Paulus sê vir Titus, one of the Cretans, a prophet of their own, so hierdie is nou nie 'n Christen nie, hy is een van die local profete in Crete. One of the Cretans, a prophet of their own, said, Crete are always liars, evil beasts, and lazy gluttons. En Paulus sê, this testimony is true. Okay, so dit is treffende ding daar, hy gaan dan nog verder, en wat Paulus, Krete daar buite is God, die kerk is goddeloos. Dis nie net dat die kerk is in Krete nie, maar Krete is ook in die kerk, sê hy. Hy gaan aan, hy sê, therefore rebuke them sharply. Okay, maar wie is die them? So that they may be sound in faith. So hy praat hier met die kerk en die manier wat Krete ingesyfer het en ingefilter het in die gemeente. En vriende, ek wil hê ons moenie daai woorde sound in faith daar mis nie. Want ek dink dit is belangrik in die boek van Titus. Wat Paulus daar sê, dit is eintlik presies as jy jou Bybel byderhand het, ek gaan nie nou soontoe gaan nie. Dit is die heel eerste versie in die hele boek. Sê presies dieselfde ding in Titus 1 vers 1. Maar sien raak daar sound in faith, vriende. Paulus sê gesonde geloof en gesonde lewenswandel kan nie van mekaar geskei word nie. En dit is dan wat Paulus spesifiek na toe kom waar hy met die gemeente dan gaan praat in die gedeelte wat ons vanoggend na kyk. In 2 vers 1 tot 15 wat ons vanoggend gaan sien. Paulus roep hierdie gemeenskap van heiliges om inderdaad 'n heilige gemeenskap te wees. En ek wil eens met daai teksgedeelte kyk, hou jou blaai wel byderhand. En soos ons na daai teksgedeelte kyk, vriende, is daar regtig 3 vrae wat die teksgedeelte vir ons gaan beantwoord. Ons gaan kyk en ons gaan eers die vraag beantwoord, okay, maar hoe lyk heiligheid in praktyk in die regte wêreld, nie abstrakt nie. Hoe lyk dit in flesh and blood, in lewende lywe? Hoe lyk dit in praktyk? Tweedens, hoekom is 'n heilige gemeenskap so belangrik? En dan derdens, hoe kom so 'n heilige gemeenskap tot realisering? En dit is wat ons gaan sien stuk 2 tot 15. Eerste vraag dan. Hou jou teks byderhand. Hoe lyk 'n heilige gemeenskap in praktyk? Vriende, sien raak saam met my, soos Paulus dit spesifiek hierso sê vir ons in vers 1 tot 10. Paulus spoor hier dan kyk op vers 1 om die kerk in Krete te roep tot 'n sekere optrede, let wel, 'n optrede wat hy sê sal pas by gesonde leer. So hulle lering en hulle het nodig om ooreen te stem, sê Paulus. En dan noem hy spesifiek hoe dit sal lyk. Daar in die kerkie in Krete, vers 2 en 3 praat hy met die ouer mans. Sien jy dit daar? En die ouer mans word geroep om nugter te wees. Nou daai Engelse gedeelte kyk is sober-minded, om sober-minded te wees. Tweedens word die ouer mans geroep daarso om waardig te wees, so te lewe dat hulle waardig is van respek. Jy sien jy dwing nie af nie. Jy in 'n mate jy is waardig van respek. Die ouer mans word geroep om verstaan. Die Engels is hier nader aan die oorspronklike. Dit is die idee daarvan om met selfbeheersing te lewe. Dit is die idee daar agter verstandig. Om met selfbeheersing te lewe, om gesond in geloof te wees, om gesond in liefde te wees en om gesond in standvastigheid te wees. Paulus gaan aan, hy praat dan tweedens met die ouer vrouens, kyk saam met daar in vers 3, en ouer vrouens in die gemeente, dat hy roep hulle tot optrede wat die heiliges betaam.
Dat hulle nie moet kwaadpraters wees nie. Met ander woorde, hulle moenie skinder en stories aandra nie. Maar, en dit blyk asof dit in Krete 'n probleem was, dat hulle moet ook nie verslaaf wees, sê hy, aan wyn nie, maar eerder die jonger vrouens moet onderrig in wat goed is. Dan gaan hy aan na die jonger vrouens toe, vers 4 tot 5. En Paulus roep die jonger vrouens, daar sien jy dit, om liefdevol teenoor hulle mans en teenoor hulle kinders te wees. Ook daar sê hy vir die jonger vrouens om verstandig te wees, i.e. om met selfbeheersing te lewe. Hy roep die jonger om kuis te wees, met ander woorde, om nie doelbewus te flirt en eintlik half verleidelik te wees nie. En hy roep die jonger vrouens daarom toegewyd aan hulle huishoudings en onderdanig aan hulle mans te wees. Nou let wel, om toegewys aan jou huishouding te wees beteken nie dat elke vrou moet 'n huisvrou wees nie. Dit was nie eers in die geval nie, maar wat dit wel beteken is dat die vrou het 'n unieke versorgingsrol in die gesin om in te neem. Om regtig soos die moeder hen te wees daar onder die kykens en die paas op die beste van tye ook maar net een van die kykens daar in die huis. Verder daarso is dit ook belangrik vir ons om te verstaan dat as Paulus sê vir die vrou om onderdanig te wees aan 'n man, is hy nie vrou wees die vloerlap en jy doen net altyd wat jou man sê nie. Eerder wat Paulus hierso soos in die res van die Nuwe Testament die vrouens tot roep is om te sê, hê liefdevolle respek vir julle mans en gun vir hulle die geleentheid om hulle spesifieke rol te vervul in die konteks van die kerk, naamlik om julle as 'n gesin dienend te lei. Help hulle, maak dit vir hulle moontlik en maklik om die gesin dan te lei, soos wat dit God behaag. Paulus gaan aan, kyk saam met daar vers 6 tot 7, hy praat met die jonger mans en hy roep hulle om in alle omstandighede weer eens, moet dit nie mis nie, verstandig te wees. Hy roep die jonger mans ook om selfbeheersing te hê en om op te tree op so 'n manier dat dit 'n voorbeeld sal stel by wyse van goeie dade, goeie lering en goeie karakter. En dan laastens vers 9 tot 10 praat hy daarso met die slawe, want onthou in daardie konteks en kultuur was die slawe deel van 'n huisgesin, wat beteken dat die slawe was ook deel van die geloofskerk en die slawe word geroep om onderdanig te wees aan hulle eienaars en om hulle werk goed te doen en nie veglustig te wees nie te steel nie, maar eerder om betrou te wees. Nou vriende, ek weet nie van jou nie, maar as ek daai lees, dan is hierdie prentjie, as jy soos met 'n kamera 'n prentjie sou neem van dit wat Paulus sê hoe heiligheid in 'n kerk lyk, dan lyk dit vir my baie anderste as ten minste my stereotypiese prentjie van hoe heiligheid lyk. Ek dink as jy Google, nê, en jy sit in die woorde holy man in ons wêreld, dit maak nie saak van wat se godsdiens, wat se kultuur waar in die wêreld jy is nie, dan lyk holy men altyd dieselfde. Hulle het altyd klere wat peer is. So of wit of oranje of dalk swart of dalk 'n blou, en hulle is altyd ver weg verwyderd van mense en van verhoudings af. Hulle lyk so anders wêrelds. Hulle weerhou hulle self van al die normale wêreldse dinge, wêreldse plesiere. Dit is so heiligheid, vriende, in ons koppe as mense gewoonlik kom en lyk, maar vriende, nie so in Paulus se prentjie van hoe hy lyk nie. Die prentjie is baie meer alledaags. Hierdie prentjie is eintlik baie meer, as ek die woorde kan gebruik, wêrelds. En daar's ten minste 3 dinge wat hier vir my uitstaan en ek wil nie ons moet dit nie mis nie, vriende. Eerste ding is dit, sien raak hierso, as jy al daai verse saamvat as 'n eenheid, sien raak dat ja, daar is 'n paar moenies wat Paulus hierso gee, dinge soos moenie kwaad praat nie, moenie verslaaf wees aan wyn nie, moenie steel nie. Ja, daar is moenie. Maar dit is treffend, die vriende, dat die groot meerderheid van die dinge wat Paulus die kerk tot roep is positiewe optrede. Hy roep die kerk op 'n positiewe manier van hulle lewens lewe en inrig. So ligpunter, hoor dit asseblief vanoggend. As God jou en my roep tot heiligheid, is God se primêre burden om nie jou en my te weerhou van die lekker lewe nie. God probeer nie 'n spoil nie, eintlik probeer hy ons juis te spoil. As God ons roep tot positiewe optrede om ons lewe op 'n sekere manier in te rig, is dit omdat hy as die skepper beter as ek en jy weet wat is goed vir jou en vir my. Hoe is ons gedesign? Hoe gaan ek op die beste op al ons silinders kop? God weet wat is goed vir ons, wat is goed vir ander, wat is goed vir hierdie wêreld.
Die tweede ding wat my tref daarso in hierdie prentjie van heiligheid hier is dat Bybelse heiligheid, vriende, is nie net bloot oor my verhouding met die Here nie, maar dit is treffend in hierdie prentjie dat dit is net soveel indien nie meer nie besorgd met my verhouding met ander en spesifiek my verhouding met die res van God se mens. Kommoditeite, soos in vers na gesonde geloof, vers 7 en 8, verwys na dinge soos goeie werke, goeie lering, maar die groot meerderheid van optrede hier, vriende, verwys na hoe ons in verhouding met mekaar staan. Heiligheid word hier in die manier wat ons in verhouding met mekaar saam, dit word saamgevat, soos ons al tevore in hierdie reeks gesien het, en Jesus 'n groot opdrag om jou naaste lief te hê soos jouself. Dit is treffend as jy hierdie lys gaan lees weer, hoe baie hy dit tot roep, kan jy eintlik alles saamvat met wees lief vir jou naaste soos jouself. En so weer eens 'n ligpunt, kom ons besef dit. Ons kan nie heilig op ons eie wees nie. Heiligheid vind manifestering in 'n lewende verhouding met ander, spesifiek met die gemeenskap van die heiliges. Die derde ding wat my tref daarso in die prentjie is dat 'n heilige gemeenskap 'n geïntegreerde gemeenskap. Dit is 'n gemeenskap van mense wat geïntegreer met mekaar lewe en vir daai rede ook saamwerk, saam mekaar help om heilig te wees. Tref dit nie, vriende? Ek dink baie kere in ons, weer eens ons stereotypiese idee van kerk, baie kere dan dink ons, okay, ons weet heiligheid is belangrik, maar die wonderlike ding is, ons weet as mans, die vrouens sal daai gedeelte van die Christenlewe vir ons uitsort. Vrouens gaan die groep in die kerk wees wat gaan ernstig wees oor hulle verhouding met die Here en wat die Here gaan najaag en gaan streef om soos Jesus te wees. So great, ons gaan dit outsource na die vrouens toe. Of ek dink wat ons baie kere doen, is ons sê wel nee, dis nie in die kerk se verantwoordelikheid. Jy weet, dit is die ouer generasie, die sages. Jy weet, hulle is die ouens wat gaan, jy weet, heilige lewenslewe haal vir die res van ons. Maar dit is treffend hier dat Paulus praat in die gedeelte met beide mans en met vrouens en met verskillende rasies en selfs met verskillende klasse. Almal word geroep in hierdie gedeelte tot heiligheid. Selfs die 40-somethings en die 20-somethings en ek sou sê ook selfs in embryo fase, die tieners, die kinders en almal. Almal word geroep om die heilige God wat hulle heilig gemaak het te vergestalt. En so ligpunter kan ek jou aanspoor weer eens tot dit. Ligpunt kan ek ons aanspoor. Kan ons so geïntegreerde manier saamwerk as 'n gemeente vir ons eie en mekaar se heiligheid. Ouer mans, en by the way, as ek praat in my kop van ouer mans, as jy ouer as 40 is, dan is jy 'n ouer man. Dit is jammer om dit vir jou te sê, okay? Jy is as jy oor 40 is. Enigiets onder 40 gaan ons sit in die kategorie van jonger man. Ouer mans sien raak nie net jou God gegewe mandaat nie, maar die ongelooflike selfde ouer vrouens wat hierso sit, om jou lewe jonger as jy is te kan help in hulle uitleef van hulle heiligheid. Jy het 'n geleentheid en moet dit nie mis nie. Moenie die rede hoekom God jou in 'n kerk plaas mis nie. Jy het 'n geleentheid om die jonger vrouens met hulle tyd te spandeer, om hulle te nooi na jou tafel toe, waar jy met hulle gesels oor huwelik en alles wat jy geleer het oor die huwelik en hoe lyk dit om in volgens van die huwelik vir iemand wat al vir 30, 40 jaar in die huwelik staan. 'n Geleentheid, ouer mans en vrouens, om met die jongeres te gesels oor ouerskap en finansies en hoe om jou werk tot die glorie van God te doen, hoe om versoeking te weerstaan, hoe om familiekrisisse te hanteer. Daar's soveel maniere wat die mans en vrouens in ons midde so behoeftig is. Ouer mans en vrouens, gebruik jou God gegewe geleentheid en mandaat om ander te help om meer soos Jesus te lyk. En dieselfde geld ook vir die jonger mans en vrouens. Ek dink daar's maniere wat ons, die ouer mans en vrouens, ook kan bless en ook hulle kan help en hulle kan ondersteun. Maar as jy veral as jy jonger is, moenie jou God gegewe geleentheid mis, jonger man of jonger vrou nie. Jy het beter as die res van oor 40 is. 'n Geleentheid om in die studente in Ligpunt en in die tieners van Ligpunt en selfs in die kinders se lewens te kan inspreek in kategorieë wat hulle verstaan, waar jy hulle kan inspireer en motiveer en hulle kan mentor sodat hulle sal groot word in mense wat meer en meer soos Jesus kan lyk. Vriende, elkeen van ons het 'n rol om te vervul in die heilige gemeenskap. Hier is die tweede vraag wat die teks vir ons beantwoord.
Die tweede vraag is, vriende, hoekom? Hoekom is 'n heilige gemeenskap belangrik? Nou moet dit nie mis nie. Kyk weer saam met daar in vers 1 van ons teksgedeelte. Dit het weer eens te doen met die verwantskap tussen die Christen se lering en die Christen se lewe, vers 1. Wat Paulus in hierdie gedeelte sê is, hoe gelowiges hulle lewens inrig, spesifiek in die konteks van die plaaslike kerk, spesifiek in verhouding met mekaar, hoe gelowiges inrig, het 'n impak op ander mense se geloof in die waarheid. En dit is die punt wat Paulus hier maak. Het jy dit opgetel? 3 keer in ons gedeeltes sê Paulus dit pertinent. Ek wil hê julle moet dit sien. Die eerste plek waar Paulus punt maak, dat ons optrede 'n impak het op ander se geloof in die waarheid, sien ons daar in die middel van vers 5. Paulus sê, wees 'n heilige gemeenskap, middel vers 5, sodat die woord van God nie belaster sal word nie. Dan sê hy dieselfde ding weer in vers 8, middel van vers 8. Lewe heiliger, beskaamd mag staan en niks slegs het om oor ons te sê nie. Dit weer in die middel van vers 10, lewe heilige lewe, alles die leer van God ons verlosser aantreklik kan wees. En daar in vers 10, kyk gou saam met my na daai taal van dat die leer van God aantreklik kan. Kyk gou vinnig, laat jy oog gaan na die Engels toe. Die Engels op die blaadjie, ek dink julle die Engels daarso, vertaal dit, ek dink weer eens 'n klein bietjie beter as, so that in everything they may adorn the doctrine of God. Adorn is vol van prentjietaal. Jy sien, adorn is wat jy doen met 'n pragtige diamant halssnoer. 'n Diamant halssnoer is 'n ding wat 'n vrou om haar nek hang, wat adorn. Nou hier is die treffende ding van as so 'n halssnoer inderdaad sy doel dien, is dis pragtig in en van itself, maar uiteindelik vat jou verby die halssnoer. Jy vergeet eintlik die halssnoer en jy sien dan die skoonheid en die pragt van die vrou wat die halssnoer dra, sien jy duideliker. En vriende, dit is Paulus se punt. Paulus se punt hier is dat 'n geloofsgemeenskap se heilige lewenswandel is soos 'n diamant halssnoer ek van die evangelie. Soos wat 'n gemeente heilige lewenswandel en heilige lewenswandel lewe, kyk mense in 'n mate verby dit en sien ons opnuut die waarheid van God, die leer van God, die evangelie duideliker en mooier. En ag vriende, wie van ons skiet nie in hierdie verband kort nie? Wie van ons hier kan sê dat ons skiet nie in hierdie verband kort nie? Onthou dit asseblief. Kyk as ons saam met my na vers 10. Paulus praat hier met mense wat reeds kan sê, God is ons verlosser. So hoor my asseblief tog. Die manier wat jy die uitlaan heiligheid in jou lewe reg kry of nie reg kry nie, het niks uit te waai met jou verlossing nie. Jou verlossing in die Here, om te kan sê God is my verlosser, het te doen met vertroue in Jesus. So jou heiligheid is nie die ding wat bepaal of jou verlosser is of nie jou verlosser is nie. Maar vriende, as die Gees van God in jou daadwerklik woon en in my daadwerklik woon, dan behoort dit ons te pyn en te grief. Lewenswandel so gereeld, in steede daarvan om 'n diamant halsnoer te wees om die nek van die evangelie is ons lewenswandel so baie kere meer soos geroep wat ons om die nek van die evangelie hang. Ons te pyn en te grief. Nou as ek net hier bring na ons as 'n ligpunt huis toe. Vriende, dan wil ek net sê dat die geskil van die ouderlinge oor 2020 en 2021, die manier wat daai geskil afgespeel het onder die ouderlinge, dink ek is 'n akute voorbeeld van presies wat hierdie gedeelte sê hoe dit nie moet wees nie. Oor hoe ons skade kan berokken by wyse van die manier wat ons lewens en ons lering nie altyd strook soos wat dit behoort te doen nie. En as ek meer persoonlik kan raak, die vriende, en my eie aandeel in die geskil kan bely, en as ek dit kan moet sê dat ek dink ek is een van die ouer mans nou in die gemeente, oor 40 al, dan wil ek erken daar vers 2, dat ek in die laaste 2 jaar was ek verseker nie nugter gewees nie. Ek was op die beste van tye was ek nie sober-minded gewees nie.
So gereeld was my optrede, kyk aan vers 2, nie waardig van respek nie. Soveel kere in die laaste 2 jaar was ek nie verstandig nie. Ek het nie selfbeheersing gehad in moeilike versoekandighede nie. En soos in moeilike tye nodig is, het ek nie genoegsaam altyd met gesonde geloof, gesonde liefde en was ek gesond in standvastigheid nie. En Ligpunt hoor dit, ek is hieroor as ek spyt en ek is jammer, en as jy dit nie tevore duidelik gehoor nie, ek is jammer oor hoe my sonde in daardie spesifieke geskil skade berokke het aan ons geloofsgemeenskap en aan die evangelie wat ons moet doen, en hoe dit nog ek is jammer daaroor. Ek het beide vir die Here en vir die teen wie ek gesondig het ek om vergifnis gevra. Vir alles wat ek met 'n skoon gewete voor die Here kan hou, het ek voor jammer gesê. En vriende, ek is steeds gretig om versoening te sien bewerkstellig word, herstel gesien realiseer. En my begeerte is om, soos Titus 2 te sê, te groei in heiligheid. Ek wil meer soos Jesus word. Dit is hoe hierdie teksgedeelte hierdie week met my gepraat het. Ek was nie van plan om dit te sê nie. Dit is wat die teks met my gepraat het hierdie week, soos wat ek na Titus 2 gekyk het. Dit is hoe hierdie teks praat in my lewe. Die vraag is, hoe praat dit met jou? Van jou. Spesifiek in die konteks van ons geloofsgemeenskap. Wat is daardie dinge in vers 1 tot 10 van hierdie gedeelte? Hoe jy net soos ek kort skiet om die heiligheid wat Jesus reeds vir ons bewerkstellig het te vergestel spesifiek in die konteks van ons lewens saam as 'n kerk, as 'n geloofsgemeenskap. Dit het mooi 'n goeie intensie, werklik gehoorsaam te kan wees aan dit wat Paulus ons hierso tot roep, benodig ek en jy, ons benodig bonatuurlike krag. En dit bring ons by die derde en die laaste vraag wat ek wil hê ons moet raak sien. Sien die teks beantwoord. Die derde vraag is, vriende, hoe kom 'n heilige gemeenskap tot realisering? Vers 11 tot 14. En hier wil ek hê, hierdie is die belangrikste gedeelte. As jy moeg is, sit nou regop. Hierdie is die belangrikste. Moenie die soete logika mis van wat Paulus hierso sê nie. Sien raak saam met my in daai gedeelte. Kyk na vers 11 tot 14. Profound woorde hierdie. Vers 12, vriende, is basies om van alles wat Paulus reeds gesê het in vers 1 tot 10. Is 'n een-sin opsomming van alles wat hy klaar gesê het. En so in vers 12 sê Paulus, hy roep ons as 'n kerk dat ons in hierdie bedeling, in die hier en nou, vandag, dat ons sal verstandig en regverdig en vroom sal leef, en dat ons nie met goddeloosheid en wêreldse begeertes sal verder omgaan nie. Dit is vers 12. In vers 11 die versie voor, vers 13 die versie na dit, het jy dit opgetel, daai twee versies lyk eintlik baie dieselfde. Albei daai versies het dieselfde idee en gebruik dieselfde woorde. Vers 11 verwys na 'n verskyning van God in die persoon van in hierdie wêreld. Dis vers 11. Vers 13 verwys na 'n verskyning van God in die persoon van Jesus in hierdie wêreld. Vers 11 verwys na daai verskyning van God in Jesus se eerste koms plaasgevind het. Vers 13 verwys na die verskyning van God in Jesus wat nog sal plaasvind by Jesus se tweede koms. En hierdie is sy punt. Dink saam met my aan 'n hamburger. 'n Hamburger, vriende, bestaan uit 'n patty en uit twee buns. Weet party mense wat band dink hulle is besig om 'n hamburger te eet as hulle net 'n patty eet. Jy doen nie. Ek is sorry, jy's besig om 'n patty te eet. Dis nie 'n hamburger nie. Kort buns en buns kort 'n patty. Dan het jy 'n hamburger en dit is wat Paulus in die gedeelte sê. Hy sê, Christen, jy word geroep om 'n heilige lewe te lewe. Maar jy kan dit nie doen nie. Vir jou om dit te doen, vers 11, het jy nodig om Jesus te onthou. Dit wat Jesus in sy eerste koms gedoen het jy nodig om vorentoe te kyk en te onthou wat Jesus in sy tweede koms gaan doen. En so ligpunter hoor dit. Vriende, ons het nodig om terug te kyk. Ons het eerstens nodig om terug te kyk in Jesus se eerste koms te onthou. Van vers 11 daar. Ons het nodig om die verlossende genade van God wat reeds aan ons verskyn het ons nodig om te onthou. Hy dubbelklik op dit in vers 14 daar. Kyk saam in vers 14. Daai verlossing en toe Jesus na 'n kruis toe gegaan het, toe op daai kruis gaan sterf het in ons plek ten einde
ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk te reinig wat nou ywer is om goed te doen. Dit werk. Vriende, hierdie is wat ek wil hê jy nie moet mis nie. Hoor asseblief tog mooi. Hierdie is hoe Jesus se eerste koms en sy dood op die kruis jou en my kan verander om 'n heilige mense te wees. Dit is eerstens soos wat ek en jou dat God en Jesus ons juis losgekoop het van wetteloosheid, sodat ons aan hom sal behoort, dat ons nou sy volk is. Vriende, as ek en jy kan onthou dat Jesus het sy lewe neergesit koop om aan hom te behoort. As ons dit onthou en dit glo, dan maak dit 'n bonatuurlike krag in jou hart wakker wat jou dan motiveer om nie meer wetteloos te wil lewe nie. Nou wil wees wat God se wil in jou lewe sien realiseer. Vriende, dit is soos wat ek en jy tweedens onthou dat God en Jesus aan die kruis ons reeds gereinig het van ons sonde skuld. Dat Jesus, vriende, as jy reeds silwerskoon gewas. As ek en jy dit glo, as ek en jy dit onthou, dan sal dit 'n bonatuurlike motivering in jou hart warm maak, waar jy nie meer wil in die modderbad van sonde inbaljaar nie. Vriende, dit is soos wat ek en jy onthou dat God en Jesus ons nie gegee het wat ons verdien het nie. Dat ons sondaars was, wat God verwerp het. Keer op keer was hy en het God ons in Jesus vergewe en hou God aan om jou en my daagliks oor en oor vir ons sondeskuld te vergewe. Dit is soos wat ek en jy dit onthou, dat ons bonatuurlik motiveer om geduldig dan te wees met ander wat ons te nakom. En waar ons ander vergewe soos wat hulle ons moet vergewe 70x7 keer. Dit terugkyk en Jesus se eerste koms onthou, die genade van God wat aan ons verskyn het. Maar Paulus gaan aan, hy praat dan in vers 13 en hy roep ons en hy sê sien vooruit, kyk vorentoe na Jesus se tweede koms en sien die glorie van God wat verskyn in Jesus tweede koms. Kyk na die taal van vers 13. Paulus sê dit is soos wat ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en vir Jesus Christus. En vriende, hoor mooi weer eens, hierdie is hoe dit werk. Hierdie is, as ek en jy mense sou wees wat vorentoe kyk na Jesus se wederkoms, hierdie is hoe daai verskyning jou en my sal help om nou anders te kan lewe. Dit is soos wat ek en jy onthou dat God in Jesus sal terugkeer, vriende. En wanneer die koning terugkom, gaan Jesus reg en geregtigheid laat geskied. Dus wanneer ek en jy dit onthou en dit daadwerklik glo, wat ons nie meer 'n mense sal wees wat in hier en nou self probeer om reg en geregtigheid laat geskied nie. Ons sal nie die kwaad met die kwaad vergeld nie, maar ons sal toelaat dat die kwaad deur die goeie kom word. Dit is soos wat ek en jy onthou dat God en Jesus op daardie dag wanneer Jesus gaan terugkom, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan inbring. En wanneer Jesus daai nuwe hemel en aarde gaan inbring, gaan ek en jy vir alle ewigheid in oorvloed geseën wees. As ek en jy dit kan onthou, vriende, en as ek en jy dit daadwerklik glo, sal ek en jy nie meer 'n mense wees wat in die hier en nou op en destruktiewe paadjies gaan, omdat ons probeer om nou hemel op aarde vir onsself bymekaar te maak. Want ons weet ons hemel op aarde kom. Dit kom want Jesus gaan terugkeer. En dit is laastens soos wat ek en jy onthou, dat ons eendag voor Jesus sal staan. En wanneer ek en jy voor Jesus gaan staan, gaan wat sy kinders is, daai woorde hoor wanneer Jesus gaan sê, welgedaan, goeie en getroue diens onthou, en as ek en jy dit glo, dan sal daardie wete ons bonatuurlik motiveer, uit teen sonde te bly voer, en vol te hou, om geregtigheid bly te najag, want ons smag om daai woorde eendag uit Jesus se lippe uit te hoor. En so vriende, soos wat ek afsluit, ek wil ons aandag rig op die woord wat ek reeds al na verwys het, wat eintlik die belangrikste woord in ons hele gedeelte was. Dit is die woordjie verstandig. Wat ek reeds gesê het, dit is 'n ironie dat die belangrikste woord in die teksgedeelte is verkeerd vertaal, ongelukkig hier. En daai woordjie verstandig wat ons vind in vers 2 en in vers 5 en in vers 6 en in vers 12 is soos die Engelse daar het, is die woordjie
self-control, selfbeheersing. Die belangrikste woord in die gedeelte. Vriende, hoor asseblief tog mooi, hierdie is belangrik soos ons afsluit. Selfbeheersing is die vermoë om te midde van verwarring en te midde van versoeking en te midde van vyandigheid in jou binneste gewortel en geanker te bly. Dit is wat selfbeheersing is. Selfbeheersing is die bonatuurlike vermoë om nie toe te laat dat die ongeregtigheid van die verlede of die onkerheid van die toekoms jou lewe in die hede beheer nie. Dit is wat selfbeheersing is. Selfbeheersing, vriende, is die innerlike kompas wat maak dat jou en my lewe toenemend om ons minder chaos lyk en meer soos shalom lyk, meer soos orde lyk. En hoor asseblief tog mooi. Vriende, ware goddelike selfbeheersing kom op daai plek, ironies genoeg, wanneer ek en jy besef dat die self is nie in beheer nie. God is in beheer. Dit is die plek waar selfbeheersing kom. Dit is in daai plek waar ek en jy kom, waar ons besef dat ons nie onsself kan red nie. Ek kan nie myself, my verlede nie myself red van my toekoms nie. Maar prys die Here, dis die gospel, hy het in Jesus my gered. Reeds my gered en hy sal my red. Dit is in daai plek, vriende, dit is in daai plek waar ek rustig kan weet, die Here is in beheer, waar ek selfbeheersing kan hê. Waar my identiteit gevind word in sy storie, in God se storie en nie in my eie nie. Vriende, dit is dan hoe die gemeenskap van die heiliges, heilige gemeenskap. Ja, ons het nodig om 'n evangelie gesentreerde kerk te wees, maar meer is dit. Ons het nodig om 'n evangelie gedefinieerde kerk te wees. Met ander woorde, ons moet 'n mense wees wat onthou, ons hele lewe, verlede en toekoms was opgesluk en opgeneem in dit wat Jesus gedoen het en gaan doen. En dit maak dat ek in die hede 'n heilige lewe kan lewe, soos wat God my reeds in Jesus gered het. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U loof en prys vir die Seun Jesus. Here, dat een beheer, want U is die een wat in Jesus ons gered het en ons gaan red. Ag Here, ons koppe glo dit. Ons lering getuig daarvan, maar ons harte sukkel om daarin te rus. En so ek bid dit vir elke liewe een van ons, ook al ons mag wees, wat ook al ons stories mag wees in die verlede en in die toekoms. Here, maak ons 'n mense wat ons lewens verloor in die storie van Jesus. En Here, soos wat ons by hom rus, ek bid vir elkeen van ons hier, soos wat ek dit vir myself, maak ons 'n mense wat sal lewe in die lig van dit. Maak ons 'n mense wat die heiligheid wat U reeds ons 'n heilige mense ingemaak het. Help ons om dit uit te lewe in die gemoed en in die vrae wat ons het van elke dag. Here, doen dit deur die Gees, doen dit deur U Heilige Gees, bid ons in Jesus se naam. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.